Stel jou 'n wêreld voor wat nie deur grense verdeel word nie, maar deur oortuigings. Die Koue Oorlog het nie net oor mag gegaan nie, dit was 'n botsing van ideologieë. Kommunisme en kapitalisme het twee verskillende visies vir die samelewing se toekoms gebied. Belangrike verskille tussen kapitalisme en kommunisme: eienaarskap van hulpbronne en produksie. In kapitalisme word hulpbronne en besighede privaat besit deur individue of korporasies. Mense is vry om besighede te begin, winste te maak en welvaart te versamel. In kommunisme word alle eiendom en produksiemiddele deur die staat namens die mense besit en beheer met die doel om private rykdom en klasverdelings uit te skakel. Ekonomiese stelsel: kapitalisme funksioneer deur 'n markgedrewe ekonomie waar pryse deur vraag en aanbod bepaal word. Mededinging word aangemoedig om innovasie en doeltreffendheid te dryf. Kommunisme gebruik 'n sentraal beplande ekonomie waar die regering produksie beheer, pryse vasstel en hulpbronne toewys op grond van staatsprioriteite eerder as markkragte. Politieke struktuur: kapitalistiese samelewings soos die Verenigde State is gewoonlik gebaseer op veelpartydemokrasie wat burgers toelaat om vir verskillende politieke leiers en beleide te stem. Kommunistiese lande soos die voormalige Sowjetunie funksioneer tipies onder 'n enkelpartytelsel waar politieke mag in die hande van 'n regerende kommunistiese party gekonsentreer is. Individueelefs: kollektiewe fokus: kapitalisme beklemtoon individuele vryheid, persoonlike sukses en eiendomsreg. Dit bevorder die idee dat mense hul lewens kan verbeter deur harde werk en entrepreneurskap. Kommunisme fokus op kollektiewe gelykheid met die doel om sosiale klasse uit te skakel en te verseker dat almal toegang het tot dieselfde vlak van rykdom en geleenthede ongeag moeite. Sosiale uitkomste: kapitalistiese ekonomieë is geneig om welvaart en innovasie te produseer, maar skep ook inkomste-ongelykheid en sosiale klasverdelings. Kommunistiese stelsels streef na gelykheid en gedeelde welvaart, maar lei dikwels tot 'n gebrek aan persoonlike vryhede, ondoeltreffendheid en staatsbeheer oor die daaglikse lewe. Ten slotte, terwyl beide kommunisme en kapitalisme daarop gemik is om die samelewing en die ekonomie te organiseer, verskil hulle fundamenteel in waardes, struktuur en uitkomste. Hierdie teenstrydige ideologieë het nie net nasies gevorm nie, maar ook die Koue Oorlog se wêreldwye spanning en verduiwering aangevuur. Dankie dat u by ons aangesluit het.